Prys die Here. Ons is 9 en ons gaan begin baie elkeen is besonders vir die vaders. Vadersdag en 'n lang naweek. So die vaders moet geseënd wees met die lang naweek. Amen. Baie welkom saam met ons. Sommige vaders net geseënd. Mag die Here sommer net elkeen seën as 'n vader vandag. En ons is by mekaar ook ons hemelse Vader al die lof en al die ere te bring. Amen. Hy is die koning van die konings. Ons wil maar net die Here dien en sy naam groot maak. Wil jy saam met my staan en ons gaan saam bid. Die Here. Miskien is jou pa of jou vader nie. Praat van jou aardse pa, vader dalk nie vandag hier nie. Dalk is hy al huis toe, hemel toe. Prys maar jou hemelse Vader. Gee hom al die lof en al die ere. Kom ons bid saam. Vader, ons kom net toe in Jesus naam. Ons is by mekaar om aan U al die lof en al die ere te bring. Ons wil dit verklaar uit ons hart uit dat ons is baie lief vir U Here. Dit is so, Here, al is dit hierdie Vadersdag vandag wil ons eer, lof en aanbidding aan ons hemelse Vader bring. Prys U dat U ons eerste lief gehad en dat U op die regte tyd die Seun gestuur het en dat hy kom sterf het en dankie Jesus dat U gekom het en dankie Vader dat U werklik 'n goeie God is. Goeie hemelse Vader. Nou maak ons aardse paas en vaders sal net hulle ook hard probeer ons groot te maak en ook foute gemaak, het ons 'n hemelse Vader waaroor en waarvoor ons knieë buig vandag. Dankie Jesus, ons prys U, ons eer U, ons aanbid U. Ons gee al die lof en al die ere in Jesus wondernaam. Ons prys U, Here. Ons eer U. Ag, wil jy nie sommer saam met my net daar waar jy staan, net so oomblik, net jou hemelse Vader aanbid. Prys hom vir so oomblik. Sê vir hom dankie vir sy goedheid, vir sy genade, vir sy nabyheid, dat hy werklik sy hand uitgestryk het na ons as mens. Dat maar ons eie pad wou loop en ons eie keuses maak, maar hy het ons so lief gehad. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gestuur het. Dankie Jesus, ons eer U Vader, God Vader in die hemel. Ons Vader wat in die hemele is. U kom toe al die lof en al die ere. Ons prys U, ons eer U, ons loof U. Ek weet vanmôre wil ons hemelse Vader ook jou stem hoor. Ook jou stem hoor wat vir hom net dankie sê. Of dit goed gaan of sleg gaan ook al, niks daarmee te doen nie. Hy bly ons hemelse Vader, wat ten volle God in beheer is. Ons prys U, ons eer U. Dankie Vader. Soos nou lofprys in U naam besing, moet ons lofoffer en aanbidding welgevallig wees voor U, Here. Wil bid dat U dit aanneem. Dit maak nie saak of dit vir ons goed of mooi is nie. Ons wil hê dit moet die ere aan die Vader bring. Ons wil hê dit moet vir U aanvaarbaar wees as ons sing en die prys en die aanbid. Laat dit so wees nou deur U Heilige Gees in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Amen, amen, amen.
Hy is die God wat genees. Hy is die God, die Bybel sê toe die disciples, toe die apostels die krag ontvang, en hulle spreek in ander tale, daarna was hulle getuies, en dat wonders deur hulle hande plaasgevind. Party plekke die skade weer van mense, van Paulus en die apostels op mense geval en hulle is genees, dat kragtige dade plaasgevind, nadat hulle aangeraak is met krag uit die hemel. Jesus het beteken by plekke sê in die Bybel, dat hy ingegaan, en almal wat siek is, het hy genees. Amen. Loof die Here. Ek wil vanmôre vir Ronnie bid. Ronnie bly die voorkom staan, met hoofpyne wat hy kry. Skalk as jy kan, wat behandeling kry vir die niere, as dit moontlik is. Anders te bid ons daar, kom staan nie voor. Is daar nog iemand wat siek is vanmôre? Ons gaan God vertrou. Ons gaan God vertrou vir genesing. Amen. Amen. Ons die gloei saam met my. Bybel sê as jy glo, sal niks vir jou onmoontlik wees. Was deel van die Christus. Ek wil vra jy moet saam met my kom bid. Frans, jy kan ook saam met my kom bid asseblief. Frans, jy moet saam kom bid. Soos vir die twee mense bid en vra dat God 'n wonderwerk doen in hulle liggaam. Prys die Here. Kom ons sing haleluja, sing. En ons prys hom en ons steek die hande uit. Dis medebroers en susters en ons glo God genees. Amen. En nog iemand is wat siek is of jy weet van iemand, kom staan hier voor en ons vertrou die Here. Prys God. Ja. Vader, in die naam van Jesus.
verlossing deur die bloed van Jesus. Gesond in Jesus naam. Gesond in Jesus naam. Gesond en genees die liggaam in Jesus naam. Die woord het gesê, julle sal groot werke doen, onder andere meer doen, selfs as wat Jesus, en Here, dit roep ons, ek roep gesond in Jesus naam, oor elkeen wat hier staan, gesond in die naam van Jesus Christus, verlos en vry onder die bloed van Jesus Christus. Prys die Here, loof die Here, ons eer en ons gloei in Jesus wondernaam. Amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Kom ons klap vir die Here. Dankie Jesus, dankie Here, ons loof U naam, hy is nog die koning van die konings, prys hom, halleluja, loof die Here, loof hom, as 'n regte vriend van my, wat in die bediening is, wat ek glo net hierdie hele week nog in die hele tyd, die Here gaan hom 'n splinter nuwe hart gee, prys hom, ek glo daar's en hoor wat ek bedoel, ek glo daar's in die hemel 'n kamer met liggaamsdele wat hy vir sy mense kom uitdeel. Amen, dat dit wees soos in die hemel, net soveel keer op die aarde. Amen. Loof, hy's nog steeds die God van die onmoontlike. Amen. Vir ons baie keer onmoontlik, God kan nuut maak, hy kan skep, hy kan nuut gee, hy kan skalk nuwe maniere gee, prys God, hy kan nuwe dinge gee. Nuwe knieë, nuwe ore. Amen. Prys die Here. Gloei saam met my. Daar's bewyse van dit. Deur die eeue bewyse van God genees, né? Prys God. Ek dink baie keer die probleem is dat ons dit is so ons het baie ander opsies, né? En daai vrou aan bloedvloeiing, né? Sy het geen ander opsie meer gehad, sê die Bybel. Sy het al haar geld en alles verkoop en uitgegee op die dokters, né? En dit het niks gehelp nie, die Bybel sê, en toe net eendag toe Jesus by toe gryp sy na sy kleed deur die skare, sy het geen ander opsie gehad nie, as net Jesus Christus nie. So, en die Here sê, die krag uit my uit om te genees. Ja, as mens op daardie plek kom, dit jy geen ander opsie nie. Partykeer kom die Here dan besonder steen. Amen. Ek kan getuig van dit. Amen. Dis waar, is daar geen ander, kom hy deur. Net voordat ek wil regtig hê ons moet ons Vader in die hemel op Vadersdag al die lof en ere bring vandag. Dis wat op my hart, ons eer ons vaders op die aarde. Die Here sê ons moet ons vaders eer op die aarde, sodat jy lang kan lewe, en ons eer hulle en ons dankie vir hulle en wat hulle in ons lewe gedoen het en nog steeds in praat. Maar as ons hemelse Vader aanbid en eer, is daar so ander vlak wat deurbreek. Amen. Loof die Here. Net vir so een of twee dingetjies wat sommer die Here so by my lief net praat die laaste tyd. Luister gisterand so eintlik so 'n jong meisietjie wat praat oor sê sy beleef, en dis jong mense, sy beleef die laaste tyd dat die Here haar of hulle losmaak van al die aardse dinge. Nou met die mooi hoor. Dis mos maar hierdie goed op die aarde wat ons so moeilikheid gee, né? Geld dinge en die tydelike dinge en al. Het jy geweet dat die Bybel sê dat die begeerlikheid van die oë en al die wêreldse dinge en al die dinge gaan verby. Sê nie, ons is onverantwoordelik. Sekerlik is ons bestuurders van wat God ons gee. Ons is maar net bestuurders. Ek en jy besit zils. Amen. So kom in Handelinge die kerk so mekaar so goed onder mekaar verkoop het en uitgedeel het vir mekaar. En nou, vandag weet ek nou nie daai nie, maar hoor, ons is maar aan die deur gaan, en ons jaag ons senuwees op, en
brand is, loop by die mond uit, dat dit wit lyk soos die senuwees oor al hierdie aardse dinge, en al hierdie dinge, en alles moet so perfek wees, en so perfek wees. Ons verhoudinge ly skade oor tydelike dinge, wat verbygaan. Amen. Nou eendag, ek terug 'n goeie getuig, is daar erg ding op my hart van my kind, alles wat op my hart swaar is. Ek sit met my hond tussen dood, wat ek baie lief gehad en al hierdie dinge. Ek sit met hierdie goed sommer net so, en ek, een nacht, dis regtig in die nacht, en ek sê net, Here, ek kan nie, ek wil net moet dit vat. Die woord van die Here sê, werk julle bekommernisse op my. Dis 'n uitnodiging, en jy ken ook, jy het dit al baie gesê, ek sê net, ek herinner, daai werk is, gooi dit op hom. Dis daai woordjie werk, beteken dit gooi. En ek sê net, Here, ek gooi dit nou op U. En ek weet nou nie hoe nie, ek sal U vertrou en ek sal bly bid, maar ek gooi dit op U. Weet jy, dis asof die Here iets uit my uitruk. Sommige net so wat jy gesit. Ek ken daai rou en seer wat partykeer jy sit, daai benoudheid wat jy so op die maag druk. En sê, en dan val hy ons met sy gees en strome van lewende water sal hy begin uitvloei. Amen. Die Here doen so 'n oomblik daai nag, en die volgende oggend toe ek wakker word, en ek staan so op en ek begin gaan lees en bid, en ek voor my kry toe begin dink oor die probleme en die dinge, en voor my toe wil ek weer sê, en die Here sê, maar jy het dit nou laas nag vir my gegee, hoekom praat jy nou weer daaroor? Jy vat dit alweer terug, want toe nou begin praat jy daaroor, en jy laai dit alweer op jou. Prys die Here, moenie dit doen nie. Los dit nou by my. Los dit. Jy het dit nou vir my gewerk. Jy het gebid daaroor, jy het gedoen. Nou sal ek ingryp, die God van die onmoontlike. Amen. Nou net altyd, ek sê nie, dit is maklik, dit vra iets. Om te werk vra iets, dit beteken ek moet dit los. Mense begin lewe asof jy nie besit nie. Sjoe. Daarmee met die Here ons help. Begin lewe wat verbygaan. Die goeie praat ek van. Die dinge. Moenie laat dinge en geld en hierdie goed jou in risies laat kom, en manne in hierdie goede, en kinders hierdie goede, en die tydelik. Nie asseblief, kind van die Here, Jesus is baie liewer vir jou as dit. En hy wil jou vashou, en die vyand probeer ons intrek in hierdie tydelike, intrek in hierdie goed wat verbygaan, intrek in al hierdie dinge. Kom ons staan teen dit op, in Jesus naam, dit gaan verby. Ons kan hom vertrou. Amen. Ek wil graag vir u 'n kragtige psalm lees, en as jy dit daar op die bord het, en dit so om my hart, of in die hart sommer saam lees. Ek sê weer Vadersdag, kom ons praat net vir 'n oomblik oor ons hemelse Vader. Psalm 103, dit praat eintlik oor ons God en ons Vader, wie hy is, en dit spreek iets oor die Here God, wat ons dien, ons hemelse Vader. Psalm van Dawid, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Prys die Here. Ek wonder nou, sommer nou so by op, ek wil nou hê, wil jy gou saam met my die psalm lees? Kan jy dit saam met my doen? Ek gaan dit lees, dit is op die bord, dan lees jy dit saam. As ons woord lees, is daar krag daarin. Gaan jy probeer, waarom jy sê, lees dit saam met my. Kom ons begin weer vers 1, 'n psalm van Dawid, ek wil dit saam met my lees. Loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees. Amen. Ja, Here. Ek weet of ek is verby die psalm gekom. Nie die preek nie. Gaan jy saam met my praat? Vers 4. Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van die arende.
Nou, wie's oud hier? Niemand nie. Glo jy wat die Here sê? Hy maak jou sommer weer 21. Ja, die knie 'n bietjie lig op, as die pyn druk. Maar dit is vers 6. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak aan die kinders van Israel sy dade. Kom lees saam met my vers 8. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis nie en vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Vers 11. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. Amen. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Vers 13. En hier sê iets van wie die Vader is. Dis ons hemelse Vader. Dink baie keer hy sê die kwaai, hy is regverdig, ja, en hy's reguit en hy's soos vuur wat brand, dis waar, maar hoor jy, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir die kinders. Amen. Prys die Here. Dis dan 'n kragtige psalm. Dis dan wie sê, ek wil jou vra, met die hulp van die Here, kom ons glo, Psalm 103. Amen. Ja, staan besonder die woord van die Here. So kom sy woord sê, sy woord bring lewe, dit sluit deur tot in die diepste. Selfs as ek hierdie psalm al hoeveel keer gelees en oor gepreek, elke keer dan sluit dit tot diep in my binneste wese. Amen. Jesus Christus leer die disippels daar in Matteus 6 toe op 'n plek vir hom vra, Here, leer ons bid. Toe sê ons so met julle bid. Hy sê, Onse Vader wat in die hemele is. Onse Vader wat in die hemele is, prys ons vandag, eer ons vandag, natuurlik in ons, in die Nuwe Testament, selfs daarna is dit deur Jesus Christus, want ons gaan na God die Vader toe, deur sy Seun, Jesus Christus. Maar ons Vader, dit spreek van verhouding, dit spreek van liefde, en dit spreek van 'n verhouding en liefde vir sy kinders. Ons God die Vader is lief vir ons. Hy is lief vir ons. Hy is so lief, hy het so myself gekom. Amen. Amen. Dis sy liefde, en dis hoekom ons kan bid vir genesing. Dis hoekom ons kan bid en sê, Here, help ons, want hy is lief vir ons. In Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, en ons is dit inderdaad. Ons moet dit vir mekaar sê maar vir jouself of iemand die naam sin, jy's 'n kind van God, jy's 'n kind van die Here, jy's die Vader sy kind. Dis wat sy woord sê, Romeine 8:15, julle het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer in vrees te lewe nie, maar julle het die gees van aanneming ontvang deur wie ons roep, Abba Vader. Daardie Abba is die woordjie wat ons nou al weet, Papa of Daddy. Dit is die gees wat ons ontvang het. Hy is ons Vader deur Jesus Christus. Hy is my hemelse Pa. Hy is my hemelse Pa. Kan ek nou sê en vra, wie se aardse pa het hulle baie keer teleurgestel? Ek steek eers my hand op, verseker.
My pa, my aardse pa het my by tye teleurgestel. Maar prys God, ek het 'n hemelse pa. Daar was tye wat hy ook reg was en my geleer het en al die dinge, maar by tye het hy my teleurgestel. Maar prys die Here, ek het 'n hemelse pa. 'n Hemelse pa, wat nie soos my aardse pa was of is of ook al is nie. Hy's die hemelse pa wat my ken en ek is sy kind. Bybel sê, Jesus sê, bid ons Vader wat in die hemel is. Daardie hemel praat van sy majesteit, sy almag, sy heiligheid, sy gesag oor alles. Psalm 103, soos ek nou net soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, ontferm die Here hom oor die wat hom vrees, want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Hoe besonder is dit gestel? Hy weet ons sukkel soms. Hy weet ons twyfel by tye. Hy weet ons wonder partykeer oor dinge. Hy weet hierdie dinge. Hy weet dit is hoekom hy so naby jou wil wees en jou wil help deur wat Christus gedoen het. Maar die liefde van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees. Dink daaraan. As kind van God, my hemelse Pa het my van ewig tot ewig lief. Hy het my al lief gehad voor die grondlegging van die wêreld, sê sy woord. En hy het my lief ewig tot ewig. Dit beteken nog steeds ek moet Christus aanneem. Ek moet Christus kies wat die prys betaal het. Ja, dat hy my lief het beteken nie die hemel is om en oop vir my nie. Ek moet Christus wat die hemel oopmaak na die Vader toe, moet ek nog kies in my lewe. Sy liefde is vir ewig tot ewig. God se vaderskap is volmaak. Hy's naby aan ons in liefde en verhewe bo ons in krag en in reine. Om 'n vader te wees soos hy is, hy's 'n vader vir ons kinders of vir ons as sy kinders, Johannes 1:12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Prys die Here. As 'n ou koortjie, dit is een van die ou koortjies wat sal uitgaan met my tot ek nie meer eendag hier is nie. I'm your child, Lord Jesus. I'm your child. Every hour, every day, I'm your child, Lord Jesus. Of het goed gaan, is ek God se kind. Of het sleg gaan, is ek God se kind. Ek bly my Pa se kind. Of ek soms worstel met goed en stry 2-3 uur in die nag van dinge wat ek op hom sit. Hy bly my Pa, hy bly my God, my hemelse Pa. Prys die Here. Dit kan nooit verander nie. Sy woord sê vir jou wat hom aangeneem het, jy sal kind van God genoem word. Net so weer ietsie sê oor die Vader. Ek is amper al weer klaar. Net so 'n paar dinge sê oor die Vader. Psalm 103 het dit gesê, soos 'n vader hom ontferm, so ontferm die Here. Matteus 7:9-11. Of wie onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra? Of as hy vir 'n vis vra, sal hy vir hom 'n slang gee? As julle dit wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie dinge gee aan die wat hom bid. Kan ek dit oor en oor vir ons herhaal? Moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid nie. Disippels vra, Vader, of Jesus leer ons bid. Die Here begin met ons Vader wat in die hemel is. Moet nooit ophou bid nie. Sê net gou vir iemand langs jou, ek weet dit is lang naweek, sê net gou, ek is wakker. Ek is wakker, die woord van die Here te hoor. Prys die Here, my ore is wakker, my geesdenke is wakker. Prys die Here. Johannes 14:6-9 is hierdie gesprek tussen Jesus en disippels. En Filippus kom ek lees dit, hy sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Nie kom Filippus en hy vra hierdie vreemde vraag amper op daai oomblik. Hy sê, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lank al by julle
En het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? So partykeer hierdie beeld van die Ou Testament, God net straf en straf en straf en hierdie, maar hy's 'n God van liefde. Hy's regverdig. Hy weet wat hy doen. Hy is God. Ek wil dit gou weer vir jou sê, hy is God. Jesus sê vir hom, ek is so lank by jou. En julle vra, hoe is die Vader, hoe lyk die Vader? Wat ek doen, sê Jesus, en hoe optree, dis die Vader, prys God. Kolossense 1:15, hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Hebreërs 1:3, hy wat die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese is, en in alle dinge dra deur die woord van sy krag, het nadat hy die reiniging van ons sonde bewerk het, gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Jesus Christus is die beeld van wie God is, en Jesus Christus kom sterf op Golgotha, en hy sterf daar. Dit sê iets van wie ons God, ons Vader in die hemel. Dis hoekom die Vader baie ernstig gaan wees. Die dag as Jesus moet terugkom, en hy het al die mag, sê die Bybel, aan Jesus gegee in die hemel en op aarde. Maar dis hoekom God so ernstig is oor die wat hom vertrap en nie sy pad wil stap nie. Wat dit mense gaan uitroep, berge val op my, hemels bedek my, omdat hulle Jesus nie wil volg en die prys wat hy betaal het nie. Hoor my, dis wie ons hemelse Vader is. Ons kan na sy kinders werklik ons hande opsteek en hom prys en hom eer. Hy's 'n goeie God. Ek wil dit weer sê, hy's 'n goeie God. Hy's 'n goeie Vader. Hy's 'n goeie Vader. Of hy voorsien soos jy wil hê hy moet voorsien of nie. Hy's 'n goeie God. Of hy dalk doen soos wat jy bid of nie doen nie. Ek verklaar, hy's 'n goeie God. Hy's 'n goeie Pa. Hy sal ons nooit los nie. En ek is kind van God. Of ek lewe en of ek sterwe, ek is in die hande van my Vader deur Jesus Christus. Hy's goed. Hy's goed. Hy's goed. Hy's goed. Hy's goed. Hy's dis net ek lyk my wat dit gloei. Hy's 'n goeie God. Hy los my nooit nie. As dit voel dit wil donker raak, dan stuur hy sy lig en hy raak my aan, sodat ek weer lig ook kan wees in Christus verander. Amen. Prys die Here. Hy's 'n God wat nog steeds help en voorsien en genees en genees en genees. Ek wil vanmôre die hele tyd hierdie goedheid van ons Vader, wat genees oor jou roep, wat genees oor jou spreek, wat gees, siel en liggaam genees in Jesus naam. Hy's 'n goeie God. Vader, Abba, Vader, U kan kom speel in Jesus naam. Is nog nie 10 hierdie hoor. Is nog nie 10 hierdie. Ons kan nog 'n bietjie aangaan. Maar prys die Here. Ek wil verklaar terwyl ons sommer net kom in die beskerming van die Vader. Die Ou Testament verklaar God die Vader in Eksodus 15:11. Hy sê: "Wie is soos U onder die gode, o Here? Wie is soos U verheerlik in heiligheid, vreeslik in roemryke dade, wonderdoener." Dis wat die Ou Testament ons sê ons God is. Daarmee sê hierdie God is heilig. Daarom moet ek in die heilig wees. Kind van die Here, moenie speel met sonde. Wat God openbaar, dat hy jou vry maak, en hy het hoeveel kere vir mense wat hy bevry het en genees het en aangeraak het gesê, gaan in vrede, maar sondig nie meer. Hy is 'n heilige God. Bybel sê die engele roep uit. Jesaja 6:3, die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hele aarde is vol van sy heerlikheid. Prys die Here. So die Ou Testament verklaar oor God. Ou Testament verklaar, Deuteronomium 7:9, daarom moet jy weet dat die Here jou God is.
Die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou aan die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou, tot in duisende geslagte. Ja, hy is ook die getroue God. Die mens is ontrou, maar God bly getrou. Ja, dis treffend. Al wankel my voete. Psalm 73, asof sê, toe ek die rykdom van die goddelose sien, toe gly my voete amper onder my. Bly getrou. Hy bly getrou oor sy kinders. Ek is sy kind. Net so 'n paar wat ek net wil noem ter afsluiting. Hy's 'n barmhartige God. Dit beteken hy's 'n goeie God en het medelee. En die Here het by hom verbygegaan en uitgeroep: die Here barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Eksodus 34. Hy's heilig, hy's getrou, hy's barmhartig. Hy's ons geregtigheid, sê die Bybel. Jesaja 61:6, want ek, die Here, het die reg lief. Ek haat roof met onreg. Bo alles, hy's 'n soewereine God. Hy's die allerhoogste God. En nou wil ek net dit gou net vir u noem. Dan moet ons iets verstaan dat God doen soos wat hy sal doen, soos wat hy goed dink. Hy's God, hy's nie afhanklik van wat 'n mens dink en doen en optree nie. Die leierskap van regering se goed beïnvloed hom nie. Hy's die allerhoogste. Wat God sê in sy woord en oor sy mense sê en oor die tye sê en oor die eindtye sê, so sal dit wees. En nie om wat ons van kansels af baie sê of wat leiers sê of wat nie, wat God sê in sy woord sê, want hy's 'n soewereine God. Hy staan buite tyd en ruimte. Hy's nie vasgevang in 'n boks nie. Hy selfs nie vasgevang in ons kerk boksies, soos ek dit so kan bedoel. Ons dogmas en hierdie goed nie. Hy's buite dit alles. Soewereine God, Psalm 3. Die Here het sy troon in die hemele gevestig en sy koningskap heers oor alles. Ag, mense, kan ek vir u sê, kry kalmte oor die regerings en die goed. Die ding nou weer met Israel en Iran, daai oorlog wat aan die gang is. Wat gaan gebeur? Daar gaan gebeur volgens God se woord. Die Iran, die Gog en die Magog, daardie oorlog, dit gaan gebeur. Al wat die Here vir my en jou vra is, bid vir Israel, bid vir die vrede oor Jerusalem. En julle sal gesê, bid vir my volk. Dis wat daar, ons kan niks doen, verander, wat gaan daar, dit gaan gebeur, soos God profeteer, soos in die profete, soos Jesegiel 37 en 38 sê, oor die eindtye, en oor daardie tyd, so gaan dit gebeur. Ag, wil jy net vir iemand laat sit, jy sê, amen. Ek dien 'n goeie God. Ek dien 'n goeie God. Dien 'n goeie God. Hy is so goed. Wil jy net afsluit wat in die Ou Testament en selfs in die Nuwe Testament oor God gepraat word. Hoor hierdie treffende Jesaja 46:19. Ek is God. En daar is geen ander nie. Geen ander godsdienst, geen ander. Dis maar namaaksels en probeer, ouens wat bome aanbid en standbeelde aanbid en al hierdie dinge. Is geen ander. Die lewende God, deur Jesus Christus, is al God. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, sê die Here. Wat van die begin af, hoor gou hier, wat van die begin af die einde verkondig. Want hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is nou by die begin. En hy is nou by die einde. Ek wil dit altyd herhaal, want ons moet dit heeltyd hoor. Hy was nie in die begin nie, en hy is nie op pad na die einde toe nie. Hy is by die begin, want hy is die begin. En hy is by die einde op hierdie oomblik, want hy is die einde. Die Alfa en die Omega. Prys God vir hierdie God. Prys die Here. Dis hoekom, as hy my die dag hier kom haal, en hy het nog nie teruggekom, dat ons verander in 'n
ons lewe nog hier, sê die Bybel, dis hoekom selfs die dag, as ek op my sterfbed lê, is my Pa daar by my. Hoekom? Want hy staan nou reeds daar stil. Amen. Dis bietjie bo ons denke, maar prys jou, dis wie hy is. Hy sê, ek verkondig van die begin af, verkondig ek van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. My raad, sê God, want ek oor elkeen roep as kinders van God, die hoor geroep, my raad sal bestaan, en ek sal al my welbehaag doen. Wat God oor jou sê as kind van God, gaan hy doen. Partykeer is dit 'n proses, partykeer vat dit 'n tyd, partykeer vat dit 40 jare deur die woestyn. Partykeer vat dit deur omstandighede, maar prys God, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek voleindig. Gloei dit. O, Here, gee my jeug dat ek op hierdie kansel spring. En met die afval, maar jy hoor, prys God, Here, dis wat ek glo, my Vader in die hemel. Ek glo wat Jesus kom doen het. Ek glo dit, vyand in die naam van Jesus Christus. Jou demone, jy moet hoor vanmôre, ek's 'n kind van God. Hy het my duur gekoop deur die bloed van die lam. Hy is my hemelse Vader deur Jesus Christus en ek kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Sommige nou die dag sak jy daar in die tuin wat ons bid, sommige daar iewers in die mall, in die winkel waar ons bid, kan ek met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Want hy is my Pa, nie net van aan die kerk nie, hy is my Pa in die winkelsentrum, hy is my Pa by my werk, hy is my Pa in die nagte as ek worstel met goed. Daar is my God, wat my God sê, so sal dit. Amen. Prys die Here. Ek sluit af, die Nuwe Testament sê, God is liefde, God is heilig, God is regverdig, God is barmhartig en genadig, en God is getrou. Ek het al die skrifte oor dit. Ek sluit af, Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Kom ons bid saam. Dankie Jesus. Dankie Vader. O Vader, ons wil ons knie buig. Moses roep uit, Here, wys my U en U gaan net verby met amper die agterkant wat net verby hom gaan nie. Maar hy kom wys ons wie hy is deur die Seun Jesus Christus. O Here God, ek wil vandag net kom saam met medegelowiges. Wil jy so 'n oomblik saam met my gaan staan? Net so 'n oomblik saam met my staan. Ek wil saam met medegelowiges en ook die wat aanlyn kyk, wil ek vanmôre kom, my hande opsteek en my hemelse Pa, my hemelse God, ons Vader wat in die hemele is, prys en aanbid op grond en deur Jesus Christus na die troon van genade gaan en vra my Here God, vergewe ons sondes. My Jesus was ons witter dan die sneeu. My Here God, skryf ons name in die boek van die lewe. My Here God, help my om vas te staan en aan te hou en uit te hou totdat Jesus terugkom of my te kom haal. Ek bid Here, en selfs as 'n Vader, 'n aardse Vader, bid ek nou vir aardse paas hier.
dat hulle hierdie hemelse Vader deur hulle lewe sal demonstreer aan hulle kinders en die wat om hulle is, in Jesus naam, dat wanneer kinders na hulle pa kyk, dat hulle sal sien en gewaar, my pa is naby God, hy dien die Here, hy soek die Here. Ons bring al die lof en al die eer aan ons Vader in die hemel, en dankie vir dit wat U kom doen het, en selfs vandag hier in ons diens mense se lewens doen, hulle omstandighede in hulle liggame kom doen, deur die bloed van Jesus roep ek weer uit, wees gesond in die naam van Jesus Christus, gees, siel en liggaam gesond in Jesus Christus naam. Amen. Prys die Here. Ons gee die Vader op, as hier kom regtig op, hoop julle. Amen. U is verhewe, hy ou Pinksterkoortjie, U is verhewe God. Want U is Vrede van koning Jesus, die offerande gebring het, gee met 'n blymoedige hart, by die seën